Gedurende worship het ek net, daar is 'n vers wat ek later na gaan verwys gedurende die preek, maar ek het net gevoel ek wil dit nou spesifiek uithaal. En dit gaan nie nou op die bord wees nie, maar ek lees vir julle. Dis nou in die Message vertaling, so dis 'n parafrase, maar dis so mooi. Matteus 11 vers 28 tot 30. En miskien is dit al wat jy vanoggend nodig het om te hoor. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Miskien is dit vanoggend al wat jy moet hoor. En eers wil ek begin deur altyd net vir Pieter-Na en Eloise dankie te sê. Dit is so amazing om te sien dat mense in 'n gemeente is waar selfs as die dominee vir 'n oomblik regtig net nodig het om te rus, kan lewe aangaan en die gemeente kan aangaan en God doen nog steeds amazing goed. En ek dink dit is die beauty van kerk community soos God dit bestem het. En dit is so mooi. So ek wil ook net vanoggend sê, Rian en Melissa, ek weet julle is deur 'n tawwe tyd en ek wil net vir almal vir julle sê dankie. Ek honor julle. Dankie dat julle nie opgegee het nie. Dankie dat julle ons lei. Dankie dat julle ook Robin se hand sterk maak. Ek wil dit net spesifiek vanoggend sê en regtig net sê ons honor julle. Okay, daarmee saam, ek is nou klaar dankie en gedankie. Ek is so opgewonde oor vanoggend se boodskap want ek dink daar's iets wat Maria, moeder Maria, reg gekry het en binne in haar gehad het, wat ek en jy so brood nodig het, vandag, maar ook vir 2026. So as jy soos ek al klaar, want ek weet dit is my kryptonite, ek is 'n futurist. Ek dink al, ek is miskien in my kop en ek beklei baie met die Here, want dan sê ek vir die Here, hoekom is ek so gemaak, want ek weet is nie reggie. Maar ek sal by 25 Januarie in my kop. En ek weet die Here sê, nee maar, nou, jy moet nou hier wees, want hier is nog nie klaar nie, hier is nou, wees present. En C.S. Lewis skryf eintlik in die Screwtape letters, dat een van die dinge wat die vyand doen, is hy ontneem jou van nou. Soos wat jy nou hier sit vandag, is hierdie boodskap moontlik vir nou. Maar dit kan ook 'n boodskap wees wat miskien jou 2026 totaal en al kan verander. En dit is waaroor ek baie opgewonde is vandag. Want ek gaan 'n gedeelte uit die Bybel uit vir julle wys en lees, wat baie mense, jy lees dit elke jaar met Kerstyd, en jy weet wat daaraan gaan, en jy weet wat die storie oor is, maar jy vergeet, daar's 'n klomp treasures eintlik maar daarin vasgevang. En laasweek sê ek vir mense, ek wil dit noem Something About Mary, toe dink ek nie, die mense wat al die fliek gekyk het, gaan dink ek het nou rarig bietjie daar, maar dis nou hierdie kerk, nee. Maar daar is iets tog oor Maria gewees. God het haar gekies om Jesus te dra. 'n gewone 16-jarige meisie van Nasaret. Nie hierdie, jy weet, statige, vooraanstaande persoon nie. Maria. En hoekom het hy haar gekies? Nou kom ons lees hierdie gedeelte saam. Lukas 1 vers 28 tot 33. En as jy hierdie jaar bietjie slap gelê het op Bybel lees, ek gaan jou nou opvang in 'n hele preek, want hierdie is nou nogal 'n stukkie, so byt vas saam met my. Lukas 1 vers 28 tot 33. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, toe sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde, het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek.
Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot die beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Verlede jaar hierdie tyd, waar eintlik oor Kerstyd, is 'n Kersdag in 'n diens in Stellenbosch. En ek onthou, ek was eintlik maar op 'n baie iffy plek met die Here en dit was 'n interessante seisoen en 'n interessante tyd en ek onthou ek het geluister en die dominee het baie mooi gepreek oor Kerstyd en so. En hy sê toe iets en dit het my aangegryp en ek het 'n nota op my foon gemaak. Hy sê, God wants to birth something in us all that will change history. All we need to do is say yes. Maria se storie is nie net Maria se storie nie. Maria se storie is ook my en jou storie. God kom en hy sê, my kind, ek kies jou uit vir 'n spesifieke doel. Hy kom en deur ons lewens heen, kom hy en hy gee vir ons opdragte, of drome, of beloftes. En hy kom sê, maar luister, ek wil iets in jou doen, wat history kan verander. Ek wil dalk iets doen in jou as 'n ma of 'n pa, om 'n kind groot te maak, wat history gaan verander. Ek wil iets in jou doen, by jou werk, wat history kan verander. Waar ook al jy is, en in watse deel ook al van jou lewe, God wil iets in en deur jou kom doen, vir sy koninkryk. Die vraag is net, gaan ons ja sê? En die lekker ding is, die lekker en slegte ding is, God gee vir ons vrye keuse. Ongelukkig is baie van ons al die resultaat gewees van mense wat in vrye keuse dom besluite maak, slegte besluite maak. Of dalk is ons aan die ontvangkant gewees van mense wat goeie besluite gemaak het en ja gesê het vir Jesus. En net soos Maria, kom die Here vanoggend en hy sê vir elkeen van ons, ek kies jou uit. Maar nou is die vraag, en ek lees nou al, en ja, mens kan dit doen, ek lees nou al Lukas 1, die hele Lukas 1, vir 'n maand lank. En party mense sal dink, hoe lees jy vir 'n maand lank aan een hoofstuk? Daar is ongelooflik baie daarin vasgevang. En van dit is, dat God kom vanoggend, hy sê vir jou, ek kies jou uit, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, ek het 'n spesifieke doel en 'n taak vir jou. Baie mense sit dalk hier en dink, Anna, ek voel dit glad nie. Ek kom sê vanoggend weer, die feit dat jy hier is 'n miracle. Die feit dat jy hier vanoggend sit, en jy het gekies om in jou kar te klim, en kerk toe te kom op 'n Sondagoggend, wanneer dit al amper vakansie is en almal lê in hulle bed, beteken, God het 'n spesifieke plan, en 'n spesifieke iets wat hy vanoggend wil kom doen. Jy's hier. En so die vraag sal wees, maar aan hy, hoekom praat ons oor Maria en spesifieke? Maria het 3 goed in haar lewe gehad, wat gemaak het dat God kon actually daai plan en daai belofte deur haar lewe uitvoer. En ek noem dit sommer die 3 sleutels van Maria. Nou, ek het skool gegee op 'n stadium, so ek weet vir 'n feit dat mens vergeet wat mense vir jou sê. So ek het sommer dit opgesom vir jou as die SBS sleutels en nee, ChatGPT het my nie gehelp nie. Ek maak 'n punt daaruit en ek sê dit sommer, ek maak 'n punt daaruit om nooit vir enige preek enigiets te ChatGPT nie. Dit is 'n oortuiging wat ek het en ek weet baie mense saam met my, maar dit is eintlik net so eenvoudig. Ek net gedink SB, dit klink cool. SBS, jy gaan dit nie vergeet nie. Surrender, believe, serve. Maklik. Surrender, believe, serve. Maria het surrender,
haar planne, haar idees, haar ideale lewe, sy het actually baie opgegee. Baie. Vir 'n jong meisie van 16 om destyds te moes doen wat sy moes doen, was gutsy en bold, om die minste te sê. So sy het surrender, die sleutel van beheer oorgee. Maria het geglo. Sy het die sleutel van geloof opgetel. En dit het hierdie hele ding ontsluit. Ons sal nou daarna kyk. En die derde ding is, Maria het gedien. She served. Nou, ek het eintlik, nou sê ek vir Pieter Nel in die week, want altyd wanneer ek preek, dan sal ek en hy 'n tydjie spandeer, net om my preek deur te gaan, en seker te maak, ek praat nie nonsens nie, en jy weet, seker te maak, ons is in lyn en reg, en ons gaan hierdie week daar deur, en ek besef net, uit elkeen van hierdie 3 punte, kan ek eintlik sy eie ding sê. Want daar's so baie om te unpack eintlik oor hierdie punte. Maar as ons net vir die volgende jaar gaan en sê, okay, ons gaan hierdie 3 goed doen, ons gaan surrender, ons as gemeente gaan glo, en ons as gemeente gaan dien, dan wil ek amper sê, jy gaan nie kan glo wat verander en wat als moontlik is deur hierdie 3 nie. Want op die einde van die dag, en ek haat om hierdie mens te wees, maar dit gaan nie oor ons nie. Gaan nie oor ons planne nie. Gaan nie oor ons, wat ons uit iets uit kry nie. Dit gaan altyd oor hom. En om hom te glorify. En Maria het dit gevang. Sy het 'n duur prys betaal, maar sy het dit gevang. So, as ons gaan kyk na die eerste punt, en dit is eintlik die een wat ek al lank mee rondloop, dan beheer oorgee, ons het gaan stap, ek weet nie wie al die Otter gestap nie, of wie weet van die Otter staproete nie. Dis daar in Stormsrivier, Plettenberg, Baai se kant toe. En in 2019 gaan stap ons, maar kyk, hier by die 3de dag is jy dik negatief, want dis ver, en dis op, en dis af, en op daai stadium was ons eintlik nog almal jonk, so ek weet nie hoekom ons gekla het nie, en niemand het kinders gehad nie, soos ek verstaan nie hoekom ons gekla het nie, maar nou is ons daar, en ons is moeg, en ons is daar heel bo, ek dink op die hoogste plek, en daar begin toe nou so 'n gesprek, want as jy kyk op die see, dan sien jy die verskillende strome. Ek weet nie wie al, selfs in die Kaap, as jy op sekere plekke beland en jy kyk so uit oor die see, dan kan jy die verskillende strome sien, hè? Amper maar soos die prentjie wat ek nou daarbo het. En ek het 'n heilige vrees vir die see. Regtig ek het. As jy daai mense is wat golwe duik, ek sit op die strand en bid in tale vir jou, want dis so ek spot nie eers nie, ek's dood ernstig. Die Here moet my verlos voordat ek kinders het, want ek weet nie wat gaan ek doen nie, maar, en ek staan so, en al wat in my kop gaan is, wat doen jy, as jy in daai strome beland? En jy is in hierdie diep blou see, en jy kan nie uitkom nie, en ek kan ook nie goed swem nie, so dis seker hoekom ek bang. En ons staan daar in hierdie gesprek begin, en iemand maak toe die aanmerking, wanneer jy met lifeguards praat, lewensredders praat, sal hulle vir jou sê, dis eintlik nie die slimste ding om uit daai stroom uit te probeer swem nie. Inteendeel, dis die rede meeste van die tyd hoekom mense verdrink. Want jy begin spartel en jy swem en swem en swem en spartel en naderhand het jy niks meer energie nie en dis dan meeste van die tyd hoekom mense verdrink. Dis nie die stroom self noodwendig nie. So eintlik die beste strategie sal wees en dit klink soos 'n paradoks om net met die stroom te gaan. Want hy gaan jou uiteindelik uitspoeg. Nou, dis 'n veralgemening wat ek nou sê. Maar is dit nie ook lewe nie? Is dit nie ook hoe die Here werk soms nie? Ons beland in strome wat ons nie gevra het voor nie. Ons beland in situasies waar ons nie weet hoe die hel gaan ek hier uitkom nie. En dan, wat doen ons? Beheer. Okay, this is on me. God has now left me. Hierdie is nou op my. Ek moet nou begin iets doen. Okay? En ek raak paniekerig. En ek begin vat en gryp. En ek probeer almal hier in gebied. En ek probeer alles doen in my vermoë om beheer te kry oor die situasie. Wanneer eintlik, juis in daai situasie, dit roep vir surrender. Dit roep vir neerlê by God se voete en sê, Here, ek kan nie hierdie doen nie, maar U kan.
En soms, in daai surrender, sal God vir jou strategie gee, hy sal vir jou sê wat jy moet doen. Geloof is niks sonder aksie nie, ons weet dit, maar ek dink ons as Christene het nou na die ander kant toe getoppe. Ons wil nou net beheer hê. Ons wil junior Heilige Gees speel vir alles en almal. Ons wil ons kinders junior Heilige Gees van die oggend tot die aand, maar ons bid nie vir hulle nie. Of ons lê nie goed neer by sy voete nie. En die Here werk hierdie hele jaar al met my en hy sê vir my, nou, maar beheer is eintlik maar net 'n illusie van veiligheid. Want jy dink, deur dit vas te hou en dit naby te hou, is jy in beheer. Wanneer eintlik my hand moet oop wees en ek moet sê, Here, I cannot do this. I do not know. En almal van ons was al in 'n situasie waar jy kan sê, ja, okay, jy kon jouself daaruit kry, maar baie van ons kan sê, ons was al in situasies waar daar letterlik geen uitkoms was as die Here nie. En dis waar testimonies gebore word. En so vandag is my hart, hierdie tyd van die jaar is vir baie mense, en ek sê dit nie ligtelik nie, want ek is iemand wat self daarmee sukkel. Baie mense sê, it's Christmas, lekker Christmas vibes, Kersbome, kerk toe gaan saam vriende, see toe gaan, dis lekker tyd van die jaar, is wonderlik. En ek love dit, ek love dit en ek wil regtig myself daar kry, maar baie keer is hierdie tyd van die jaar vir my moeilik. Eerlikwaar. Baie mense het hier goed gegaan, dis jou eerste Kersfees op verskillende vlakke, dis nie maklik nie. En ek voel regtig daar's iets in hierdie wat sê, weet jy wat, kom ons gee beheer oor hierdie Kerstyd. En ons sê, Here, maar dit gaan oor U. En ons geniet dit. En ons sit met Jesus en ons sê, Here, ek is hier vir dit. Want ek het oorgegee. En ek weet, my God kan dit doen. Matteus 11:28 vers 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En daar is die Engelse een wat ek nou gelees het. Miskien is die enigste rede hoekom jy vanoggend moeg is oor jy hierdie hele jaar spandeer het om goed te beheer wat jy nie beheer het oor nie. Miskien is dit dit. Miskien is daar ander elemente, weet nie. Maar ons maak onsself partykeer so moeg, want ons wil God speel. Nie as prins nie. Here, vergewe my, want ek doen dit ook soms. O nee, jy weet, die Here doen dit nou nie vinnig genoeg vir my nie, so weet jy wat gaan ek nou doen, en dis wat ek hierdie jaar gedoen het, ek gaan nou op 'n dating ek gaan nou hierdie kry, ek gaan 'n man, en dan, woe, this was bad. Want ek wou dit self doen. It was bad. Sorry, Jesus, hierdie jaar was lank. Let's swipe. Next. Swipe left, dankie Robin. Too soon. En ek wil die volgende sê, en vroeër die jaar, dit was legit vroeër die jaar my storie. Jy weet, van laas jaar af, Oktober rond, tot hier by my, het ek met hierdie ding gesit, waar ek wou net beheer uitoefen oor 'n situasie, want God was mos nou stadig. En hy weet mos nou nie wat hy doen nie. Jy weet, he's not like, hy sien wat ek sien nie. Klok is besig om te tik, stuff is happening, soos, Here, kom on, en ek weet, dis nie net my storie nie. Hier's baie mense wat vanoggend hier sit, en jy is dalk op 'n ander plek in jou lewe waar jy in die waiting game is, en dit sak. Waiting is nie maklik nie, dis ook nie lekker nie. Surrender is nie maklik nie, is ook nie altyd lekker nie. Maar die een ding weet ek, en ek kan dit verseker sê vanoggend, die woord sê dit, ek het in my lewe beleef, God sal jou nooit teleurstel nie. Nooit. So hoekom nie surrender nie? Hoekom nie sê, Here, hier is ek nie? En die vraag is, hoe gee ek oor? Want ek is 'n praktiese mens. Baie keer sal mense met my begin gesels oor iets, dan dink ek, okay, maar kan jy net by die punt kom, want ek wil weet, hoe moet ons hierdie doen? Of wat is die plan? Hoe gee ons oor? En hoe gaan dit dan gebeur as ek nie meer die beheer het nie? En die Engelse antwoord aan Maria is eintlik
'n preek op sigself. Want die engel sê vir hom, Maria sê, maar hoe is so iets moontlik? Sy vra die vraag, sukkel om die vraag te vra, hoe is so iets moontlik? En die engel sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Die Heilige Gees kom oor jou lewe. Die Allerhoogste se krag kom oor jou lewe en iets verander en iets gebeur waaroor jy het nie woorde daarvoor nie, jy kan dit nie verstaan nie. Ons almal het 'n storie iewers in ons lewe waar jy sit en jy dink, iets het gebeur en gaan jy, maar hoe het dit gebeur? 'n Goeie ding, reg? En jy sê, hoe? God doen dit. Die Heilige Gees gee vir jou die krag om nie weer daai bottel drank op te tel vir die res van jou lewe nie. Die Heilige Gees gee vir jou die krag om ja te sê vir die bediening waarvoor jy so bang was. Die Heilige Gees kom en hy gee vir jou die moed om jou kind in sy weë groot te maak. En hoe? God doen dit. So vir my is dit vanoggend 'n kwessie van om regtig net te kan sê, luister, wat as ons, soos Maria, ja, sy het seker al die pryse gekalkuleer in haar kop, sy het gedink, mense gaan my uitjaag uit Nasaret uit, want nou sy vuil, het sy baba, by wie? Ek kan net dink al die Karens daar, en al die, wat noem hulle, Susanne, en is nou nie teen iemand se naam nie, dis net 'n sê ding, sorry, al die tannies wat so baie, soos vra het, en, ja maar hoe? Net wie? Wat se tannie was dit? Wat hy? Is dit Josef se kind? Sjoe! Ek kan nie net dink, nee, want ek sou teen een van daai koor deel gewees het, soos, okay, wat was dit? Soos, ek is nie onskuldig in dit nie, maar kan jy dink dit wat sy moes opgee, dit wat sy moes oorgee, haar hele lewe se planne, haar en Josef se ideale troue, en dan wag ons 3 maande, en dan, jy weet, al die goed wat mense doen, al die idees, al die gedagtes, in 'n oomblik, kom die engel en sê, ek wil dit deur jou doen. En al wat sy sê is, ek weet nie hoe nie, maar hier is ek. En miskien is dit vanoggend net wat ek en jy moet hoor. The opposite of faith is not doubt. The opposite of faith is control. This statement is such a deep truth. Control is insanity. Faith is the courage to let God have control. En dit bring my by die volgende punt, en dit is, miskien is ons almal op die plek waar ons ook net weer die sleutel van geloof moet optel. Geloof is die grondslag van alles van Christendom. Geloof, faith, is the key to the kingdom. It is the key to everything. En tog is ons almal in ons manier, party daar regtig so ongelowig. Ons het so klein geloof, en ons ry hier uit, en ek het myself nou gevind, ek ry huis toe laat in die aand, en bid ek in tale, en ek bid, want in Suid-Afrika, en jy weet, mense is maar 'n bietjie nervous en goed, en ek ry so, en ek voel net die Here sê vir my, hey, what is your faith expecting? Want jy raak soos angstig. What is your faith expecting? Are you expecting dat ek jou veilig gaan hou? Of waarmee is jy nou besig? En dit het my so geruk, want dit is soos, Here, vergewe my. Want ek sê ek glo, maar dan wil ek weer self ook net dit doen. En as ek dink aan die sleutel van geloof, dink ek altyd aan Abraham. Abraham het dit reg gekry, maar het ook lelik verkeerd gekry. Want Abraham het op die ouderdom van 75, kry die belofte van die Here, en die Here sê vir hom, ek gaan vir jou kinders gee, menigtes, soos die sterre in die heelal, en soos die sandkorrels. Hy sê dit vir Abraham, maar nou is Abraham 75, Sarah 65, hulle moet 'n kind kry, hulle het nog nie 'n kind nie. Nou kan jy net dink,
Vandag se tyd is dit letterlik soos okay, nee, dis verby. Kom ons gee maar net op en gaan aan. Want dit maak nie sin nie, né? En tog gaan Sara en in haar ongeloof en in haar franticness om hierdie gedoen te kry, sê sy, okay, nee, ek het 'n plan. Baie soos Adam en Eva, ek het 'n plan. En sy gee vir Hagar, haar slavin, aan Abraham en sê, okay, kry 'n kind saam Abraham. En uit daardie word Ismael gebore. En Ismael is die vader van Islam of die moslim geloof, indien julle dit nie weet nie. So uit daai ongeloof uit word daar iets gebore wat ook die geskiedenis van die wêreld basies kom verander het. Maar tog het God nie gegaan en gesê, "Jesus, Abraham, jou ongelowige, dit is nou verby, ek gaan jou nou nie meer die belofte gee nie." 13 jaar later kom God terug en hy sê, "Maar Abraham, ek gaan jou naam verander. Hier's iets wat moet verander binne jou en Sara. And I want to pull you back." Die belofte staan nog steeds. En hy herinner Abraham daaraan. En Abraham was 100 jaar oud toe Isak gebore is. En die Bybel sê die volgende, Hebreërs 11 vers 11, omdat Abraham geglo het, het hy alhoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud was en krag ontvang om 'n kind te verwerk, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Hy het geglo. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestaan het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. My vraag is, as ons sou besef hoe belangrik geloof is en ons regtig glo, hoeveel kan verander? Wat kan verander? Ons as gemeente is op 'n plek, en ek weet nie of julle dit agterkom nie, en dit maak my so opgewonde, waar ons vir mense kan bid om genesing te kry, en hulle word genees. God kan dit doen. Waar ons sien hoe mense wat vir jare lank van die Here af weggehardloop het, terugkom en sê, maar ek gee my lewe en my hart vir die Here, en iets gebeur. So as ons as gemeenskap en ons as kerk by mekaar kom en ons sê, maar een van die sleutels van Maria is regtig om net te glo, dan wat gaan verander? 5 is the currency of heaven. Dis die mooiste offer wat ons vir God kan bring, is ons geloof. Selfs geloof so klein, soos 'n mosterdsaadjie. En dis iets wat ek opmaak nie, dis wat Jesus gesê het. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, piep klein, so klein geloof, sal julle vir hierdie berg kan sê, gaan weg hiervandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Partykeer, in die wêreld wat ons in leef, het ons die illusie, dat ons mag het oor dinge, en ons het mag oor situasies, en ons het mag oor mense, en ja, daar is seker mate daarvan, maar ons het nie mag oor die weer byvoorbeeld nie. Ek praat die naweek met vriende wat boere is, en ons in die stad verstaan dit nie, maar hulle is afhanklik van die weer. Daar's 'n vlak van geloof wat daar nodig is, wat ek en jy noodwendig nie altyd gaan verstaan nie. Miskien vanoggend sit jy hierso en jy het 'n doktersverslag gekry. En geloof is dit wat jy nou nodig het. Miskien is dit soos ek sit met volgende jaar en ek sê, "Jesus Here, dit is amazing, wonderlike goed wat ek weer Here mee besig is en goed moet aanpak, en jy weet nog steeds hoop en drome het vir die toekoms en alles, maar ek weet ek kan dit nie doen nie, net God kan dit doen. En ek moet neerlê en sê, Here, ek glo. En dis presies wat Maria gedoen het. Maria het dit verklaar. Sy het gesê, ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat ook al hy wil hê, mag alles wat jy gesê het waar word. May it be done as you have said, sê die Engels. Miskien vanoggend kom die Here en herinner jou, hoorie, maar ek het hierdie en hierdie goeders vir jou gesê. Ek het vir jou gesê, jou kind sal terugkom na Jesus toe. Ek het vir jou gesê, finansiëel sal ek vir jou sorg. Ek het vir jou gesê,
daai werk, ek gaan vir jou 'n werk stuur. Ek het vir jou gesê, ek gaan genesing in jou liggaam bring. Ek het vir jou gesê, ek gaan genesing in jou huwelik bring. Ek het dit beloof, en al wat ek en jy dalk vanoggend moet doen, is sê, Here, mag alles wees, soos wat U dit gesê het. Ek glo. Ek weet nie hoe nie, ek verstaan nie, ek het geen idee nie, maar Here, ek glo, en ek kies om te glo. You can have faith, or you can have control, but you cannot have both. En, dit is so, die laaste maand, nou lag ek, en baie mense sal weet, presies na waarvan ek praat, die laaste maand, nou weet ek gaan hierdie preek. It's been brutal. Elke ding. Gaan nie my vertrou, nee? Gaan nie my vertrou? Gaan nie beheer oorgee? En ek moet die hele tyd daai toetsie skryf. En ek moes die hele tyd soos half vroeg met hierdie ding. Maar al wat ek net weet, is as ek teruggaan na die woord toe, en ek sê ek glo die woord, en ek glo wat die Here vir my sê, en ek glo dat sy woord waar is, dan weet ek dat ek moet hom vertrou. Dit is my grootste opdrag, om hom te vertrou. En dan die laaste geheim van Maria se lewe, wat ek dink, baie van ons dalk mislees, jy lees die stuk, en jy prosesseer dit, en jy dink daardeur, en so aan. Maar die sleutel van diensbaarheid. Maria kom en sy sê, ek is die dienares. Hier's ek sal dit doen. Dis nie net 'n kwessie van geloof of beheer oorgee nie, dis ook 'n kwessie van, okay Here, ek moet nou iets doen vir U, né? U het gevra, ek moet Jesus baar, ek moet hom dra en moet hom groot maak. En dit beteken ek moet ook iets doen. En wat is daai doen? Dis 'n diensbaarheidsaksie om te sê, okay Here, ek sal dien. Nou, almal weet nou al so bietjie, ek my Kaapse draai en dit was interessant en bietjie in die Kaap gaan woon vir 'n oomblik en ek onthou die een Sondagmiddag, ek het gewroeg want ek was baie moeg. Ek weet nie wie van julle het al op 'n punt gekom waar jy is net fisies, emosioneel, geestelik moeg. Jy is half net soos die Here, ek kan nou nie. En ek gaan stap op die strand. En ek stap, en ek weet nie wie al daar was nie, dis baie mooi, en dis so plat, en 'n lang, en hierdie is eintlik die foto wat ek daai dag geneem het, en ek loop, en ek vra vir die Here, wat maak ek hier? Hoekom is ek hier? Soos ek verstaan nie lekker nie. En soos wat die Here maar baie keer is, dan gee vir jou 'n antwoord wat glad nie die vraag antwoord nie, maar dit antwoord eintlik alles. En ek stap en daar was baie min in my lewe wat ek regtig al gevoel het, soos ek audibly voel, dis wat die Here sê, maar daai dag loop ek so en ek beleef net hierdie woorde, Anna, ek het jou gemaak om te dien en nie om te red nie. En ek besef, vir 2 jaar voor dit, het ek rondgehardloop en ek wou net alles en almal die heeltyd red. Ek dink ek dien. Baie van julle wat hier sit sal verstaan, en mense wat in onderwys of ek dink selfs dokters, nurses, selfs prokureurs wil ek ook sê, jy werk heeldag eintlik met emosies. En dit raak nogals rof, en baie van ons doen ook in ons werk, dis nou nie uitsonderlik nie, maar jy werk heeldag met emosies, en wat partykeer kan gebeur is, in plaas van om te dien in jou werk, voel dat jy met mense en dinge red. En dalk is dit nie net in jou werk nie, dalk is dit in jou huis ook, waar ook al jy is, en daai lyn is so fyn, want mens kan so maklik gaan van, ek luister vir jou, en ek help jou, en ek gee wysheid en so, nou, ek moet nou jou red, en ek moet nou dit doen. Wanneer eintlik, God se hart is net, hoorie, maar ek het nodig dat jy iemand net dien. Ek het nodig dat jy weet, ek is die redder. Jesus is die een wat red. En ek onthou ek het al gestap, en ek het met die Here gechat, en gesê, Here, okay Here, maar hoe lyk dit dan? En die antwoord het by my opgekom, maar Jesus het gekom om te red. Maar Jesus het ook eers gedien. En dit is die mooi daarvan.
As jy na hierdie vers kyk, Matteus 20 vers 28, so is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Jesus is die ultimate voorbeeld vir my en jou van hoe ons lewens moet lyk. Van die sleutels vir lewe en vir die koninkryk. Jesus se lewe is die voorbeeld. So as Jesus gedien het, en dit was sy besigheid om te dien en om ander mense te dien, dan kan ek verstaan dat 10 teen 1, en hoor hierdie, dis hoe hy groot geword het ook. Want Maria het gedien. Was dit deel van sy menswees, hoe God hom gemaak het, 100%? Hy het natuurlik daai insig van God self gekry in die Heilige Gees, maar hy het ook gesien hoe sy ma dit doen. En Maria het gedien, want Maria sê vir die engel, hier is ek sal dien. In Suid-Afrika is dit 'n kwessie van, baie van ons verstaan nie daai punt nie, want ons raamwerk lyk dalk anders, né? Diensbaarheid partykeer vir baie van ons is so half 'n lae werkie, né? En dit is so half, okay, maar iemand sal dit vir my doen, of wat ook al, eintlik reg oor die wêreld sien 'n mens dit. Maar ek dink dit is belangrik dat ek en jy vandag onsself die vraag vra, maar hoe dien ons ander en hoe dien ons mekaar? Nou, Pieter Nel het vir my goedkeuring gegee om hierdie volgende stelling te maak. So as jy hom wil e-pos en klaar, dis regtig okay, maar hy weet ek gaan hierdie sê. Mag ek asseblief vandag, en ja, ek is 'n enkelopende vrou nog, ek is nog nie daar nie, groen koring op die lande, definitief. Mag ek een stukkie unsolicited, sorry, daar's nie 'n Afrikaanse woord vir dit nie, huweliksadvies gee? Ek kyk na my vriende, en ek kyk na mense naby aan my, en ek sien een ding, en ek weet, ek moet nog daai toetsie ook skryf. Miskien is die uitdaging nou, in jou huis, of in jou huwelik, dat jy mekaar nie meer dien nie. En ek gaan nou begin huil, want ek's baie passievol oor dat ek super anti-egskeiding, soos huge. En ek verstaan lewe gebeur, en ek verstaan 90% van die mense het nie altyd 'n keuse nie, dis iets wat maar met jou gebeur. Maar as jy enigsins kan, dien mekaar weer, asseblief, maak 'n punt om te sê, ja, die kinders is daar, en hulle moet gedien word, maar weet jy wat, hulle sal nie doodgaan nie, hulle gaan okay wees. Dien mekaar net eerste, want weet jy wat, as jy nie mekaar eerste gaan dien, gaan jou kinders in elk geval suffer. En ek het nie gedink, ek gaan not hang, hoekom huil ek nou? Maar is vir my, persoonlik, en net as mens kyk, in ons wêreld daar buite, ons dien mekaar nie meer nie. We're all about us. En die wonderlike mooi ding, en ek sal hom nou lig maak, is dat as jy dien, gaan dit nie meer oor jou nie. Dan ewe skielik gaan die lig wat op jou lewe skyn, gaan nie meer oor jou nie, dit gaan ewe skielik oor iemand anders. Maybe it's time to outserve each other. Hoe kan ek as 'n vriendin of as 'n vriend jou diep innig lief hê? Ek kan begin deur jou te dien. Vir jou 'n koffie te maak, kos by jou huis af te laai as jy siek is. En ek praat nie net van 'n huwelik nie, ek praat ook van net vriendskappe. Jou kinders. Miskien is dit 'n dienprobleem wat ons in die wêreld het. Miskien het ons net vergeet dat God se hart is dat ons hom moet dien, bo alles, maar ook mekaar moet dien. En Maria het gesê, behold, I am the servant of the Lord, sê die engels. En my 3 vrae aan jou vandag, en ek's reg om na die Erie te land, so Rian. Nommer 1, dien ek hom met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. Dis die bron en die punt van alles. As enigiets, as vandag, dalk is jy soos Jesus, wie is die jong meisie hiervoor wat nou vir my wil 'n klomp goeters kom vertel oor die lewe. Kyk verby my, kyk verby wat ook al jy vandag dalk in jou kop en jou hart, wat ook al dit mag wees, en vra jouself af, dien ek hom met my hele hart, my hele siel en verstand? Het ek vir hom, vir Jesus, my lewe gegee? Het ek al surrender? Het ek al op die plek gekom waar ek sê, maar ek is net 'n mens. Ek kan nie hierdie self doen, Here. Ek het U nodig. Dien ek ander
En as ek so getuie vir hom en sy goedheid. Partykeer dink ons om geloof te hê, om te surrender of om te dien, is benede ons. En ek sê dit versigtig, want ek was ook al daar. Maar miskien is dit presies dit wat God vanoggend jou na terugroep en sê, ek wil iets in jou lewe doen, wat jou huis, jou toekoms, die wêreld, die kerk, iemand daar buite se lewe, se toekoms kan verander. En al wat ek nodig het, is dat jy net ja sê vanoggend. Dat jy ja sê om oor te gee soos Maria. Dat jy ja sê om weer geloof te hê, en dat jy ja sê om te dien. En dan my laaste vraag is ook net, dien ek in die koninkryk en leef ek my gawes en talente uit? Want baie keer het ons die ding van, ja, die Here gee vir ons gawes, ons kan dooie goeders lewendig bid, en ons kan vir mense bid, en ons kan 'n klomp dinge doen, maar dis vir ons. Dis nie vir jou nie, dis vir ander. Dis sodat jy 'n blessing kan wees vir ander. Want God wil hê ons moet sy hande en sy voete wees. En hoe dan anders as ons nie die karakter vat van wie hy is nie. Jesaja 6 vers 8, die engel sê, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here I am, Lord, send me. Maria het ietsie van hierdie verstaan. Maria het in daai 3 sleutels wat ek vandag bespreek het sy verstaan dat hierdie opdrag is baie groter as sy. Daar's baie om op te gee, die prys is duur. Maar as ek regtig sê ek vertrou die Here, dan gee ek nie eintlik om wat alles daarmee saamkom nie, want al wat ek wil weet is dat sy wil sal geskied. En dat dit wat hy wil doen, gedoen word. Kon Maria nee gesê het? Ja, sy kon. Definitief sy kon. Ek dink maar God het geweet hoe lyk haar hart. En God het geweet dat sy hierdie 3 goeders verstaan het, begrip gehad het. En ek dink ons baie meer aan dit. Gaan lees Lukas 1, daar's baie meer. Sy het geworship. Sy het community gehad. Daar was 'n klomp goed. Maar vanoggend toe ek nou hierso sit en ek regtig net vir die Here vra soos, wat is dit wat hy vandag vir die gemeente wil sê? En ek meen, ek is ook net 'n golfstok in God se hande. Ek kon vanoggend 'n paar lelike houe skeef gesê het. So ek vra om verskoning as ek nou my grappie bietjie vroeër iemand offend het, maar miskien het jy vanoggend kerk toe gery, nê? En dit was George en Renette se storie, as ek dit reg verstaan, en hy het gesê, Here, ek kan nie meer nie. Like, I just need something this morning. Ek het net nodig om iets te hoor. Miskien het jy vanoggend nodig om te hoor, God wil iets groots doen in jou lewe. Hy wil iets groots doen in jou huwelik. Hy wil iets groots doen deur jou kinders. Hy wil iets groots doen deur jou werk. Hy wil iets groots doen deur jou geestelike gawes. Deur jou groei, deur jou ontmoeting met die Here. En al wat hy net vanoggend sê is jy in? Sê jy ja? Is die prys duur? Ja. Is dit maklik? Nee. Ons is mense. Jy gaan nou uitstap en jy onmoontlik sê, I'm gonna do it, en dan reis om jy kan dink, okay, ek weet nie meer of ek in is vir hierdie nie. Ons is mens. Maar deur die Heilige Gees en die krag van die Allerhoogste, sal hy dit in jou bewerk. Woord vir woord wat die engel vir Maria gesê het. So met almal se oë toe. Vader, hierdie jaar was lank. Ons is moeg. Daar's 'n lot going on in hierdie wêreld wat ons nie verstaan nie, maar Here, U is in beheer.
Ons sien dit, ons weet dit, ons glo dit, ons hou vas daaraan. U is altyd in beheer. Heilige Gees, U kan enigiets in ons bewek. Dankie Here dat U krag kom en deur ons lewens werk, Here, en dat ons dit nooit alleen hoef te doen nie. Ag Here, en dankie dat dit wat voor lê hierdie Kersseisoen, maar nog meer vir 2026, Here, U plan vir ons is goed. U plan vir ons is vol hoop en vol goedheid en vol guns. Maar ons weet ook, ons moet net by U voete vanoggend kom sit en kom sê, Here, ek gee oor en ek surrender. As jy vanoggend hier is en jy voel, hoorie, maar ons iets in jou lewe, iets wat jy regtig net aan Here moet surrender, jy het nou dit so vasgehou vir jouself en gedink jy kan dit self doen. Steek net jou hand op, laat ek saam met jou kan bid. Vader, ek kom bid dat elke situasie wat mense voel onmoontlik lyk, vir ons dalk self dit wil vashou. Kom bid ek, Here, dat U vir ons die moed sal gee, Jesus, om dit neer te lê by U voete. Om te sê, Here, hier is ons situasie, hier is ons planne, hier is ons drome, Here, en ons kom lê dit by U voete neer en ons kom sê, ons kan dit nie doen nie, net U kan dit doen, Here. En ek bid dat die onmoontlike sal gebeur in daai situasie, soos ons dit neerlê, Here, dat ons kan sien hoe U deurbreek en U die onmoontlike kom doen. Met almal se oë toe, as jy vanoggend hier so sit en jy soos maar ja vir Jesus het ek nog nooit regtig ja gesê vir Jesus nie. Al ek jou vanoggend nooi. En as dit jy is en jy soos ek moet net ja sê vir Jesus, kom ons begin by die begin, ek het 'n do-over nodig. Steek net vinnig jou hand op. Som jou kan bid. Yes, dankie. En nog iemand nog. Vader, dankie. Dankie dat ons ja vir Jesus die belangrikste ja's in ons lewe is. Ek wil vra dat almal sal opstaan. En as jy jou hand opgesteek het nou, almal sommer net saam opstaan. En as jy jou hand nou opgesteek het en gesê het, jy sê ja vir Jesus, wil ek jou uitnooi om saam met my hierdie gebed te bid en almal kan dit sommer ook saam bid. Jesus, vanoggend kies ek om ja te sê vir U. Om ja te sê vir die prys wat U betaal het aan die kruis. Om my lewe oor te gee aan U. Jesus, ek erken dat U is my verlosser en my saligmaker. Heilige Gees, kom bewek in my alles wat U vir my beplan het. Gee my die moed en krag om in geloof te stap, om neer te lê dit wat ek self wil doen en om te vertrou, Here, dat U dit het. As jy jou hand opgesteek het en ja gesê het vir Jesus, wil ek jou solank net vorentoe nooi. Willie en Erna sal julle hier voor ontmoet en saam met julle uitstap. Daar die paar hande, as jy net vorentoe wil kom asseblief. Kom ons maak die oë toe, sluit af. Ontvang hierdie seën. Mag die Here jou lei in jou rug. Mag jy beleef en ervaar hoe hy in en deur jou werk. Mag elke droom wat hy oor jou lewe het, so wees. En mag jy elke dag ja sê vir Jesus. Die Here seën jou, die Here lei jou en hy bewaar jou. In Jesus naam.